Nou vriende, vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor ankers. En ek wil dalk begin deur te sê dat hoe groter die skip, hoe groter die anker. Jy weet, as jy 'n klein skipie is, dan het jy nie 'n groot ankertjie nodig nie. Jy het so 'n klein dingetjie nodig om jou in plek te hou. Maar as jy 'n reuse vragskip het, dan het jy 'n groot anker om neer te lê, anders te gaan daai skip net gaan waar hy wil. Nou, hoekom noem ek dit spesifiek vanaand? Wel, ons almal ken die idee van 'n anker. Die anker is 'n swaar voorwerp wat aan 'n skip vas is, wat dan op die seebodem rus, maar anker kan enigiets anders wees wat stabiliteit gee, wat vaste punt is, wat ondersteuning bied vir iets of vir iemand. 'n Anker is 'n vaste punt. En terwyl ek dink aan 'n anker, dink ek sommer ook oor ons geestelike lewe en hoe die Here en die Heilige Gees vir ons 'n anker is. En dis natuurlik waarop ons gaan rus vanaand. Maar as ek dink oor my eie geestelike reis, dan dink ek ook aan tye in my lewe waar ek vol ywer is, met baie energie, opgewonde, passievol is oor die Here se werk. Ek het baie energie om in die Here se woord te rus en om dinge te doen. Ek wil bou aan daai stukkie muur wat buite my huis is, waar die Here van gepraat het. Ek's opgewonde om saam met die Here te bou in sy huis. Maar die realiteit is baie keer nie soos wat ons verwag nie. Ons is dalk opgewonde oor 'n projek of ons sien uit na iets wat gebeur. Maar dan is dit nie noodwendig wat ons gedink het dit sou wees nie, of is dalk 'n bietjie moeilik. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons in die Here geanker bly. Sonder 'n anker op 'n skip dryf die skip weg. Hy dryf onbeheerd in onveilige waters in. Daai skip kan op rotse beland, dit kan aan 'n ander skip vasvaar. Skip sonder 'n anker dryf maar net in die see rond. Nou die Heilige Gees is ons anker wanneer ons saam bou aan die Here se koninkryk, aan die Here se huis. Nou ek wil dalk 'n persoonlike getuienis rond dit deel, om dit net so 'n bietjie binne konteks te stel en vir julle te wys ook wat dit kan beteken as die Here mense anker is. Ek is net klaar matriek geskryf en in my matriekjaar stem ek in om stranddienste te gaan doen. Wie van julle ken stranddienste? Het al gehoor van stranddienste? Die van julle wat goeie kampers is en lekker Desember vakansies hou, julle ken goed stranddienste. Maar vir die van julle wat minder bekend is met stranddienste, dis basies 'n maandlange uitreik wat jy gaan doen by 'n kampterrein. En daar is stranddienste reg oor die land by verskillende kampterreine. En jou verantwoordelikheid as jong mense is nie net om vermaak te voorsien vir die kinders nie, maar ook op 'n manier die kinders te evangeliseer, om hulle te begelei met hulle geestelike reis, hulle by te staan, hulle nader na die Here te lei. En so het ek in my matriekjaar het 'n vriend aan my toe gekom. Dit was my tennismaatjie, Kyle, nommer 2, ek was nommer 1. Ek en Kyle het saam tennis gespeel en hy het hierdie ding gedoen die vorige jaar. Hy het gesê dit is fantasties. Ek moet saamkom. Dit gaan baie lekker wees want hy het dit basies verkoop as 'n goedkoop vakansie. Jy betaal R600 en jy kan vir 'n maand lank by die see gaan kamp. Dit is baie pret. En so daag ek op stranddienste op en ek het geen benul wat op my wag nie. En wat julle moet verstaan van Dewald in matriek is nog 'n baie skaam introvert van 'n persoon. Iemand wat maklik angstig raak, ontwrig word, onseker is. En so hier daag ek op stranddienste in Dwarskersbos en ek weet nie wat my getref het nie en ek is oorweldig. En ek onthou hierdie oomblik so helder. Die eerste dag is verby en ek staan in die ablisieblok se stort. Ek het ook nog nie regtig te veel gekamp in my lewe nie. So dit is ook iets om aan gewoond te raak. En ek staan in die stort en ek voel net heeltemal oorweldig en ek sê vir die Here, ek het 'n fout gemaak. Ek het ingestem vir hierdie ding, maar ek moenie hier wees nie. Ek kan nie hierdie doen nie. Ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan dit nie maak nie. En ek weet nie wat om nou te doen nie. Want een ding weet ek verseker, of ek môre huis toe gaan en of ek dit kan deursien en die einde van die maand huis toe gaan, ek gaan nooit weer terugkom nie.
ek kan nie hierdie doen nie. Maar dit is ongelooflik wat gebeur as die Here jou anker is. Nie net het ek die volgende dag gemaak nie. Nie net het ek my stranddienste klaar gemaak nie, maar ek het nog 4 keer teruggegaan. En nie net het ek nog 4 keer teruggegaan nie, maar toe ek klaar gemaak het op stranddienste, toe is ek deel van 'n orkes, van 'n band. En toe vir 3 jaar toer ons van stranddienspan na stranddienspan elke Desember maand. So 7 jaar se stranddienste het ek toe op die einde van die dag gehad. En ek sal altyd daai oomblik onthou wat ek in die stort oorweldig gestaan het en vir die Here gesê het, God, ek kan nie hierdie doen nie. Ek wil huis toe gaan. Maar dit herinner my dan wat gebeur as ons werklik die Here die anker in ons lewens maak. Want daai situasie wat vir jou hopeloos is, die oomblikke wat jy die meeste oorweldig is, die oomblikke wat jy eenvoudig nie meer kan sien nie, dit is juist daai oomblikke wat die Here gebruik in jou lewe om die grootste verskil te maak. En ek sou 'n geestelik armer mens gewees het as ek nie al daai jaar stranddienste gedoen het nie. Ek sou soveel herinneringe en wonderlike dinge opgegee het wat die Here vir my beplan het. As ek nie gekies het om die Here te vertrou as my anker nie. In daai stort, terwyl ek besig was om te bid, was ek besig om te dryf in rowwe waters in, maar die Here het my geanker en vir my gesê, ek het 'n plan vir jou en hier gaan ek jou nog gebruik, jy besef dit nog nie. Hou vas, bly vas staan. So hoe groter die sprong, hoe groter die uitdaging in jou lewe, hoe groter is daai anker wat jou vashou op die seebodem, wat seker maak dat jy nie wegdryf nie. So vriende, kom ons lees dan 'n bietjie wat die Here se woord ook vir ons leer wanneer dit kom by onsself anker in die Here en in die Heilige Gees. Ons begin deur saam te lees uit Romeine 8 uit, vanaf vers 26 tot 28, 'n baie bekende gedeelte in die Bybel. Kom ek lees vir ons, Romeine 8. So kom die Gees ook in ons swakheid tot hulp, in ons swakheid. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Sigte wat nie verwoord kan word nie, die Gees tree vir ons in. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Nou Paulus skryf hierso aan mense in Rome wat swaar kry, deur moeilike tyd gaan. Hulle sug onder die gebrokenheid van die wêreld. Hy skryf, die Gees staan ook vir ons in ons swakheid by. Hy sê vir die gemeenskap, die Here is by julle in die swakheid. Want al weet ons nie wat ons behoort te bid nie, al het ons nie die woorde om te verwoord dit wat ons voel nie, sal die Gees vir ons by die Here instaan en ons versigtinge verwoord. Hoe interpreteer ons hierdie woorde deur Paulus? Wat bedoel Paulus wanneer hy sê dat die Heilige Gees dien as 'n anker wat ons gebede verwoord wanneer ons die woorde het by God nie? Wat beteken dit as ons daarvan praat? En die beste metafoor wat ek kan dink om dit te beskryf is, dink gou aan jou beste pel of jou eggenoot. Jou beste maatjie of jou eggenoot. Baie keer is dit dieselfde persoon, maar jou beste pel of jou eggenoot ken jy al vir jare so goed. En wanneer daai persoon sug, dan weet jy wat aan die gang is. As Melissa sug, dan weet ek wat sy sug wat beteken. En al vra ek vir haar, is alles okay? En sy sê vir my, nee, dan weet ek sy jok vir my. As jy jou beste maatjie so goed ken, hoef julle nie eers te sê hoe julle voel nie. Die ander ene sal klaar weet hoe jy voel. Soms is daar nie woorde nodig nie. Nou as jou beste pel, as jou eggenoot, die persoon wat jy die beste ken in hierdie hele wêreld, hier op aarde weet wat jy dink of hoe jy voel deur 'n sug of jou liggaamstaal, hoe dan nie te meer weet die Here hoe ons voel nie. Want soms is ons in oomblikke wat ons regtig nie weet hoe om te verwoord hoe ons voel nie. Wanneer om 'n getuie te wees,
van die Here se liefde moeilik vir ons is. Wanneer ons twyfel, wanneer ons bedruk voel, wanneer ons uitgedaag voel. Maar dit is in hierdie oomblikke wat die Heilige Gees self vertaal dit wat ons die woorde het om te sê nie. Die Gees kyk nie na ons spraakloosheid en sê, kom terug na my toe as jy mooi teologiese woorde het of as jy weet wat jy wil bid nie. Nee, die Heilige Gees sê, gee my jou sigte, ek sal die praatwerk namens jou doen. Dit beteken, jy hoef nie sterk te wees om te bid nie. Ons swakheid is die Heilige Gees se werkspasie. Kom ons lees 'n bietjie aan na nog 'n gedeelte wat Paulus geskryf het in 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10. Paulus skryf, en hy skryf hierso oor die Here wat met hom praat oor sy eie worstelinge in die lewe. Maar hy het vir my gesê, dis nou Jesus wat vir hom gesê het, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Dan sit weer Paulus wat praat. Daarom sal ek my baie liewer op my swakhede beroem, sodat Christus se krag my kan beskud. Terwille van Christus verheug ek my in swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede, want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Nou Paulus skryf hier so 'n gemeenskap waar sy gesag as apostel onder aanval is. Daar's 'n klomp verskillende leraars in die gemeenskap en al hierdie mense wat rondloop in die gemeenskap loop met breë borse rond, baie arrogant en vol van hulle self. En wanneer Paulus hier in die gemeente probeer skryf, sê hy vir hulle, hierdie is nie die boodskap van Jesus Christus nie. Hierdie is nie hoe Jesus rondgeloop het op aarde nie. Hy het nie rondgeloop met 'n breë bors, arrogant, soos wat hy rondgegaan het nie. Paulus wys vir hulle dat ware apostelskap, ware getuienis van Jesus Christus word gekenmerk deur swakheid en nederigheid. Nie deur menslike mag of arrogansie nie. En dit is die groot geheim wanneer ons praat oor getuienis. Die wêreld word nie beïndruk deur Christene wat maak asof hulle superhelde is nie. Maak asof hulle nooit struikel nie. Want almal van ons struikel. Die wêreld word verander en werklik aangeraak deur Christene wat erken dat hulle swak is. Wie se lewens wys dat God se krag hulle regop hou. Dat dit die Here is wat deur hulle werk. En dit is die paradoks. Wanneer ek op my swakste is, dan is ek eintlik op my sterkste, want dan staan ek nie op my eie krag nie. Maar dan is dit die Here wat my regop hou, my lei en my help in wat ek doen. So gepraat van krag, ons lees lekker hierso in Paulus se geskrifte, Efesiërs 3 vers 20. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen vir ewig en ewig. Amen. Vriende, die Heilige Gees laat ons dinge doen wat ons voel onmoontlik is. Die Heilige Gees help ons in situasies waar ons nie weet wat se kant toe nie. Miskien het jy al dit in jou lewe ervaar, maar ek weet regtig aan telke male in my eie lewe en in my bediening, wat ek op 'n punt kom waar ek wegloop by 'n situasie. En dan dink ek by myself, hoe het ek nou net hierdie gedoen? Dit was 'n onmoontlike situasie. Ek het nie gedink ek kan dit hanteer nie, maar as ek wegloop dan besef ek, dit is nie die Heilige Gees wat deur my gewerk het. Vriende, die Here se teenwoordigheid deur die Heilige Gees stel ons in staat om dinge te doen wat ver bo ons begrip is. En ek praat nie net van groot reuse dinge nie, ek praat van uitdagings in ons alledaagse lewe, moeilike gesprekke, oomblikke wat ons het, wat ons nie weet hoe om te hanteer nie. Benoudheid, angstigheid, oorweldigheid. Dat ons moet opstaan die oggend en ons weet nie hoe om uit ons bed uit op te staan nie.
Dit is die Heilige Gees wat ons krag gee in ons swakheid. Ek dink baie van ons het al sulke stories, jy kyk dalk terug op 'n krisis of 'n moeilike gesprek of 'n uitmertelende seisoen in jou lewe. En jy kan nie anders as om te sê dit was nie ek nie. Dit was die krag van die Heilige Gees wat deur my gewerk het. Wat groter is as my eie kapasiteit. Dit is die Heilige Gees wat oorneem as my battery pap is. So vriende, as ons hierdie dinge vir mekaar sê oor die Heilige Gees en ons fokus spesifiek vanaand dan nou op hierdie Heilige Gees wat ons anker is. Wat is dit dan nou wat ons kan huis toe vat saam met ons as praktiese dinge wat ons kan herinner aan God wat ons anker is? Wat is die dinge wat ons saam met ons kan neem in hierdie reis van geroepeningskap wat ons kan herinner oor die Heilige Gees se anker in ons lewe? Die eerste ding is, bring jou sigte na die Here. So hoe vertrou ons op God as ons anker? Bring jou sigte na die Here. Wanneer jy saans of soggens moeg en bekommerd is en jy het nie woorde nie, moenie woorde forceer nie. Sit net stil en laat jouself toe om te sug. As jy nie in die oomblik die woorde het om aan die Here te beskryf hoe jy voel nie, sit met daai ongemaklikheid. En sê bloot vir die Here, ek is nou te moeg om te praat, maar U Gees wat weet wat in my hart ingaan. Vertrou die Gees om jou spraaklose te vertaal. Dit haal aan die druk van jou stilte tyd af. Dit haal die druk wat ons soms op onsself sit om intense Bybelstudie te hê en die mooiste gebede aan die Here op te sê. Verhouding met die Here is nie 'n perfekte produksie nie. As daar een plek is waar jy kan sit met jou sigte, is dit by God. Die tweede ene is, spring in vertroue. Selfs al voel jy onbevoegd. Wanneer die Here vir jou geleentheid gee om te werk aan sy koninkryk, om te werk aan 'n stukkie muur buite jou huis, om te werk aan die Here se huis. Spring. Miskien is dit om iemand te help, miskien is dit om 'n moeilike verhouding te herstel, of miskien is dit om op te staan vir iets hier in Grabouw wat jy voel belangrik is. En al voel jy heeltemal onbevoeg om dit te doen, doen dit in elk geval. Want onthou, God roep nie die gekwalifiseerdes nie. Hy kwalifiseer die wat hy roep. Hy roep nie die gekwalifiseerdes nie, hy kwalifiseer die wat hy roep. Jou onmoontlike oomblik is presies die oomblik waar Efesiërs 3 vers 20 in werking tree. God doen die oneindig meer, juis wanneer ons aan die einde is van ons vermoëns. So moenie bang wees nie. As ek nie gespring het in geloof in my lewe nie, dan sou ek nie hier gestaan het vandag nie. So die eerste een is gee jou sigte vir die Here. Tweede ene is spring in vertroue. En die derde ene, vang ons dalk 'n bietjie omkant, want die derde ene is om te rus. Rus in God. Soms is die mees geestelike ding wat jy kan doen, niks. Hoekom sê ek dit? Want om te rus is om op die Here te wag. Om te rus is 'n belydenis dat die koninkryk van God uiteindelik op die Here se skouers rus, nie op joune nie. In Romeine 8 vers 28 herinner ons dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. So terwyl jy slaap, is die Gees nog steeds besig in die wêreld, besig om te pleit, en is God steeds besig om te werk. Vriende, om te rus is nie 'n teken van swakheid nie. Dit is 'n daad van geloof waar jy erken dat die Here in beheer is.
Die Here het self gerus op die 7de dag. Om te rus is 'n geestelike gewoonte en 'n daad van geloof. Die Here kan nie werklik ons anker wees as ons die anker gooi en ons engines aanhou en die hele tyd in die ronde ry nie. Dan gaan die besigheid nie werk nie. Die anker gaan sleep, dit gaan breek, jy gaan al jou diesel uitry, jy gaan kapot wees. Die Here kan net ons anker wees as ons in die Here rus. So hier is die 3 dan weer. Bring jou sigte na die Here toe. Rus by die Here as jy nie woorde het om te verwoord wat aan die gang is in jou lewe nie. Spring in vertroue en weet dat die Here jou gaan anker en jou gaan help. En al voel jy onbevoegd, vertrou die Here en vat daai sprong. En derdens, rus in die Here se teenwoordigheid. Vriende, ek gaan weer vanaand 'n oomblik gee vir stil gebed. So daar wat jy is, praat met die Here oor wat in jou wakker gemaak is vanaand. Praat met jou anker. En as jy die woorde het vanaand om met die Here te praat nie, rus met jou sig voor die een wat jou sigte vat en dit vir jou vertaal. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons in stilte. Dan sal ek vir ons afsluit in gebed. Vriende, Here, daar's 'n bekende liedjie, Heer, wat gaan verlustig jou en hom. Want hy ken die begeertes van jou hart. Heer, U ken die begeertes van ons hart. Heilige Gees, U is ons anker as die stormwaters druis. As ons bootjies rond dobber, is U die een wat ons veilig hou. Hier op ons reis om getuies te wees van U liefde in hierdie wêreld, kan ons dit nie doen as ons nie geanker is in U woord nie. Hier ons soek op soveel ander plekke sekerheid, Heer, maar alwaar ware rus en toevlug is in U. Here, help ons om in U teenwoordigheid in nederigheid te sit. Help ons om te spring in ons geloof, om geleenthede raak te sien waar U ons uitnooi. Help ons om sag te rus in die wete dat al woed die storms rondom ons, dat ons veilige anker sal bly in U genade. Amen.